Goeienaand, wat 'n voorreg om saam met jou te kuier op 'n maandag aand. Wil jy nie sommer hierdie aanlyn boodskap sommer share en iemand tag vanaand? Wanneer jou diepste begeertes na God bevredig word. Op Facebook, op Telegram, TikTok, op YouTube, lekker om vanaand saam met jou te kuier. Wat 'n voorreg om saam jou te kuier. Baie welkom. Terwyl almal aanlyn kom, mag die Here jou ryklik seën. Wil jy lekker om saam jou te kuier? Bid nog steeds vir jou moeder. Weet dat die Here se getroue God. Hi Doreen, lekker om saam met julle te kuier op TikTok. Hi Chaddy. Ivan, lekker om vanaand saam met julle te kuier. Erika. Glo dit gaan goed. Erika, jy het gisteraand gesukkel om aanlyn te kom. Ek het eers op 'n stadium gedink dit is ek en toe besef ek nee, wat ons gaan aan. Dit moet aan Erika se kant wees. Lekker om vanaand saam met elkeen van julle te kuier. En geniet vanaand se sessie saam met my. Halleluja. Wat 'n besonderse tyd oor Paasfees is op ons Christelike kalender een besonderse tyd in die teenwoordigheid van die Here. Hi Amanda. Sina, lekker om saam met julle almal te kuier. Elise, Kobus, lekker om saam jou te kuier. Lanklaas van jou gehoor, Pieter. Bly jy vanaand ingeskakel, Esmy. Halleluja. Al die TikTokkers en Facebookers, lekker om saam met julle almal vanaand te kuier. Hi Marie, Pieter, lekker om saam jou te kuier. Velderif, cool en Velderif, nou ja. Almal wat aanlyn is, baie welkom. Ek was in Frankfurt hierdie naweek en moet vir jou sê, dit was omtrent 'n besonderse naweek gewees in die Vrystaat. Hierdie naweek is ek daar bo in Noordwes en nou ja, ek is in Christiana van Vrydagoggend is ons 9uur by die Volle Evangelie Kerk, aan Voortrekkerstraat, ek dink is 22. Moenie 9uur se Vrydagoggenddiens mis. As jy in Kimberley is, in die omgewing, Christiana, ek kuier Vrydag daar saam, en Sondagoggend 9:30 by die Volle Evangelie Kerk, en ek sien baie uit om saam met jou te kuier en rondom die woord en ons gaan omtrent te fees hê in die teenwoordigheid van die Here. Ek het vroeër 'n boodskap van die pastoor ontvang oor die naweek en nou ja, daar's 'n opgewondenheid vir dit wat God instoor het in die omgewing. En die 4de tot die 12de Junie, dis om die draai. Nou ja, dan het ons Israel toer, en as jy nog nie 'n kaartjie het en wil saamgaan, kom met my in kontak en ek wil graag jy moet saamgaan. Ons is eintlik al reeds vol bespreek, maar ons het al reeds oopgestel vir nog mensies wat wil saamgaan. En dan naweek van die 14 en 15 Junie het ons ook 'n manneontbyt by die AGS in Brits en dan Vadersdagoggend. Ek is opgewonde om saam te kuier in Brits. Nou ja,
as jy, ons het 'n familieoggend by die AGS Volle Evangelie Kerk. AGS Brits gemeente, hoor my nou. In Brits het ons 'n besonderse tyd daai naweek. Nou ja, soos die plekkies bespreek word, my maand, dit sal reeds klomp besprekings wat ek al reeds met jou sal deel van môre aand af. Kyk uit om saam met jou te kuier in hierdie week. Kan jy glo, ons is al bykans oor die helfte van April. Glo dat dit met jou goed gaan en jy opgewonde is oor dit wat God vir jou in store het en dit wat God vir jou wil doen. Nou ja, my hartsbegeerte is dat jy by 'n plek sal kom om ook so by 'n plek te kan kom om die punt te bereik wat jou diepste begeertes na God bevredig sal word. Mag jy dit ook so geniet. En gister, terwyl ek so kort video kyk en oor Johannes 4 van waar Jesus daar by die put saam met 'n vrou gestaan het, laat hardloop met my gedagtes. En ek wil vanaand sommer maar net so bietjie met jou praat oor daai begeertes wat ek en jy het, wat God wil kom bevredig. Want Jesus is die enigste een wat jou lewe kan verander. En terwyl ons nou saam kuier en jy inskakel en besig is om iemand te tag en uit te nooi, onthou dat my nommer verskyn op die verskillende platforms, wat as jy uitnooi om, sommer maar net op ons groepe te gaan en ons wil graag hierdie boodskappe wat ek in die aande, jy weet, bedien, sommer maar net met jou share, sodat jy dit kan gebruik vir Bybelstudie of aanstuur na iemand toe wat jy voel in jou hart. Maar hierdie boodskap kan vir haar of vir hom iets beteken. Dit is die grootste begeerte van my hart, is dat jy dit net sal aanstuur en dat dit vir iemand iets sal beteken. Here, vanaand wil ek baie dankie sê vir die liefde en die genade, en waar ons gister by Palm Sunday stil gestaan het, en Here, in hierdie week voor daai naweek wat U gekruisig is, kom word ons stil en ons erken U as ons heilige God, ons ewige Vader, niemand wat opgemeet en vergelyk kan word met U nie. Here, my gebed vanaand is vir hierdie Boetan Sissa wat kuier saam met my, dat U haar sal aanraak, dat U hom sal bedien, omvou hulle met die liefde, met die heerlikheid en met die krag in Jesus se naam. Amen. God is die enigste een, hy is die enigste een wat jou begeertes na God, daardie behoefte na sin en betekenis, na heiligheid en tevredenheid kan bevredig. En die beste manier om dit reg te kry, is om 'n aptyt vir God te ontwikkel, 'n dorste na God, 'n dorste na die Heilige Gees, 'n dorste na sy teenwoordigheid in jou menswees. Ek kan vir jou sê dat in 2025 jy nie kan funksioneer as jy 'n aptyt ontwikkel vir meer vir God in jou lewe nie. Jy kan nie funksioneer na God sonder God se liefde, sonder God se teenwoordigheid in jou lewe nie. Hoekom sê God so? In die boodskap, in daai vertaling sê dit as volg in Matteus 5 vers 6. En hoor hoe mooi stel hy dit. Hy sê God is die kos en wyn van die beste ete wat jy ooit sal eet. Ek wil vanaand vir jou sê, as jy hom nog nooit gesmaak het, as jy hom nog nooit geproe het, as jy hom nog nooit deel gemaak het van jou lewe nie, wil ek jou uitnooi op TikTok, wil ek jou uitnooi op Facebook, dat jy hom, wat jou Vader, jou meester is, deel van jou lewe sal maak. Nou die interessante van God se manier, is dat hy ons ontmoet
waar ons is, in ons behoeftes, in ons begeertes. Môre plaas ek dit op my blad, want ek dink God ontmoet jou en my op die vlak van ons verwagting. Hy sit nie eers jou begeertes af en begin dan met jou werk nie. Hy vra nie eers dat jy daarom net so bietjie meer volwasse moet raak in jou begeertes nie. God is nie askeet een wat die vreugdes en genietinge van die lewe afsit nie. Hoor wat ek vir jou sê. Dis nie so nie, nee. Hy is eintlik meer, hy is maar te bly as ons behoeftes het. Want dan kan hy daarby aansluit, dit bevredig en 'n geleentheid skep dat ons dieper dors na meer van hom, sodat ons bevredig kan word. In hom. God wil hê ek en jy moet by 'n plek kan kom om te sê, Here, meer van U, meer, ek het 'n hongerte in my siel, ek het 'n hongerte, het jy nie, ek kan nie dink dat daar 'n paartjie is in 2025, wat pas getroud is of verloof is, of wat 'n jaar of 3 of 10 of 15 jaar of 20 jaar getroud is, kan sê, ek kan nie dink daar's 'n paartjie wat kan sê, ek kan funksioneer sonder God nie. En ek wil vanaand vir jou sê, hy is die enigste een wat hy behoeftes in julle huwelik kan bevredig, in julle verhouding, in jou menswees, in jou diepe soeke na meer in hierdie lewe kan bevredig. Soek hom. Klop aan sy deur. Ek raai jou aan, juis in hierdie oomblik, om jou fokus te rig op God. Hoekom? Want verborge in ons behoeftes en begeertes is 'n aptyt. Daar's 'n aptyt, 'n dors vir God, die een wat ware lewe gee. En ek wil vir jou sê, hardloop en jy soek en jy wonder hoekom daar nie vervulling is nie. Dis omdat daai gedeelte nog nie bevredig is. Daai gedeelte nog nie aangeraak is nie. En ek wil jou uitnooi dat in aanbidding, in 'n soeke, jy terug kan kom by 'n plek om te sê, dis wat kort in my huwelik, dis wat kort in my verhouding, dis wat kort in my besigheid, dis wat kort in my finansies, dis wat kort tussen my en my kinders, dis wat kort tussen my en my vriendekring. Is 'n aptyt met 'n dorste om te sê, ons wil U die middelpunt maak van alles. Kom ons kyk eers van Jesus se kant af na hierdie verhaal wat ek nou net met jou oorgedeel het van Johannes 4. Want Jesus is op reis na Galilea in die noorde. En ons gaan van die 4de tot die 12de op 'n paar reise gaan in Israel, en ek wil vanaand vir jou sê, jong, jy gaan uitmis, en ek hoop ons het tyd om met julle alles te kan deel terwyl ons op toer is. Maar ek wil vir jou sê, hy vat hierdie kort pad deur Samaria, en nie die gebruikelike lange roete aan die ooste kant, want daar's die noorde, ooste, suide en weste kant. Hy vat dit van, en dan kom hy by die Jordaanrivier om eintlik die Samaritane te vermy. Ja, want daar was tussen die Jode en die Samaritane altyd maar stories. En nou moet ek en jy onthou, Jode het nie met Samaritane geassosieer. Hulle het nie. En dit was eintlik maar van albei kante af. Hulle het mekaar nou maar net nie gelike nie. Jy kan nou maar vat vanaand soos die Tswanas en die Khoisas. Glory, hallelujah. Hulle like maar net nie mekaar nie. Hulle hou net nie van mekaar nie. Ons is in een land en ons het nou maar vrede gemaak. Ons moet nou maar vrede maak met mekaar. En soos dit met ons Afrikaners en met ander groepe ook maar. En die Jode het dieselfde deurgegaan. En dit was wederzijds. Hulle het onderlinge stryd, en dit het al eeue van tevore begin. Want toe die noordelike ryk met Samaria as hoofstad deur die Assiriërs verower is,
het dit al begin. 'n Klomp Assiriërs het daar kom bly, wat tot grootskaalse ondertrouery tussen die Jode en die Assiriërs gelei het. Hulle het mekaar begin liefkry van verskillende kulture en godsdienste af, en hulle het oor en weer begin trou, en dit het tot 'n gemengde godsdienst en 'n gemengde rassegroep in daardie gebied gelei. En ons sien dit reg oor die wêreld tans in 2025. Die Jode van Juda, die suidelike ryk, die Samaritaanse dus as 'n onsuiwere groep mense beskou en hulle gehaat het, omdat hulle volgens die Jode hulle volk en hulle godsdienst verraai het. Hulle het net nie van hulle, die Jode het net nie van hulle gehou nie, want hulle het gevoel, hierdie mense het ons net verraai, hierdie mense het ingekom, oor en weer getrou, en ons godsdienst is gemix, en alles het maar net te mekaar gegaan. Moenie die trant verloor wat ek probeer met jou deel vanaand nie. Daarom het die Jode uit hulle pad uitgegaan om Samaria en die Samaritane te vermy. En jy moet verstaan vanaand waar hierdie gedeelte vandaan kom, want Jesus laat hom egter nie deur die eeuwelange stryd van stryd bring nie. En as hy by die fontein van hierdie Samaritaanse vrou, hy kry haar daar, en hy vra vir haar water. Nou in hulle kultuur en in hulle godsdienst het hulle nie met mekaar gepraat nie, veral nie 'n man met 'n vrou nie. Is eintlik sleg, maar dit was ongelukkig die orde van die dag. Maar daar's twee grense wat Jesus in daai oomblik oorstry. Hy steek eerstens die rasse en die grense oor, en hy steek tweedens die geslag en, kan ek maar sê, die gender, die grens, jy weet, wat is die regte woord? Gender, wat is die Afrikaanse woord? Ek kom nou nie op hom nie. Daar kan jy my uithelp. Maar tussen 'n man en 'n vrou en tussen kulture was daar hierdie dat 'n man nie met 'n vrou van 'n ander geslag. Iwan, ek kan nie glo, mis ek dit nou vanaand. Nou ja, daai geslag, julle help my vanaand om tren. Hy is man, praat met 'n vreemde vrou op 'n publieke plek. En vir ons is dit niks snaaks nie. Maar die interessante van hierdie gesprek met haar is dat hy haar baie spesifiek vra om sy dors te les. En jy moet mooi hoor wat ek vanaand vir jou sê. Daardeur erken hy haar behoefte aan waardigheid. En hy gee haar hierdie mag om iets vir hom eintlik te beteken. En dit is my mooi, want Jesus sien iets raak wat ons nie raak sien nie. As sy met hom terug begin praat, bied hy vir haar 'n lewende water aan. Iets waarin sy onmiddellik belangstel, hoewel sy dit eers verkeerd verstaan. Ek gaan lees daai hele gedeelte. In 1989 het ek tot bekering gekom, juis op hierdie gedeelte. 3 Oktober 1989 is hierdie boodskap bedien hier in Irene, en ek het 'n besluit geneem dat ek het 'n behoefte aan hierdie lewende water. Ek het 'n behoefte om van hierdie water te drink. En ek kan vanaand vir jou sê, van daai dag af, dis 36 jaar, het ek nog nooit 'n dorste en 'n begeerte gehad om weg te stap en Christus te verloon nie. En op haar vraag na die regte plek van aanbidding, lei Jesus haar na 'n nuwe manier om God te aanbid. Nie meer in Jerusalem of Samaria nie, maar op enige plek, solank dit in die gees
en in die waarheid geskied. Jesus breek hierdie boundaries, hy breek dit af en ek het gisteraand so 'n bietjie aangeraak van godsdiens en vergewe my. Ek dink net dit is tyd dat ons by 'n plek kan kom om te besef, Jesus het gekom om die wet te vervul. Jesus het gekom om die fariseërs, die sadduseërs, die kopseers, die wit toegepleisterde grafte, daai mense wat so vroom was, te kom vervang met die waarheid van liefde, die waarheid van verhouding. Dis wat hierdie wêreld kort in hierdie dag, is verhouding, is liefde. Daarmee steek Jesus natuurlik saam met haar ook, derdens, ook godsdiensgrens oor na 'n nuwe plek, waar almal voor God gelyk is, om in verhouding, in geestelike verhouding, met hom te kan kom staan. Ek kyk hierna en ek besef iets, die afloop van hierdie verhaal is treffend. Die vrou wat 'n verstoteling in haar eie gemeenskap was, die dat sy op 'n middag kom water skep het, gaan terug na die Samaritaanse gemeenskap, bring hulle na Jesus toe, en herstel eintlik die gemeenskap, nie net met God nie, maar ook tussen die Jode en die Samaritane. Wat doen Jesus? Jy sien, Jesus bevredig dus haar behoefte aan menswaardigheid, aan gemeenskap met haar mense, maar ook aan 'n regte verhouding met God. God wil herstel bring. Ek dink ons mis dat die ware doel van Christus. Ek wil vanaand vir julle sê, kom ons kyk net na hierdie verhaal uit die vrou se hoek. Sy skep water op die warmste tyd van die dag, 12 uur. Vrou het 2 keer 'n dag in water haal vir hulle huise, en daardie tyd, soggens en saans wanneer dit koeler was, het hulle gegaan om water te gaan haal. Maar hierdie Samaritaanse vrou, vir my dus die ander vroue van die dorp. Miskien omdat sy verwerp gevoel het, of meer waarskynlik inderdaad as 'n verworpene was, uitgestoot was. En verwerpte mense, weet ons mos, het 'n behoefte aan aanvaarding en gemeenskap met ander mense. Maar as jy uitgestoot word, is dit die seerste, die bitterste alleenheid. Al sal hulle dit wegsteek of 'n front voorhou. Die feit dat sy saamgebly het met iemand op daardie stadium in haar lewe, verraai sy 'n behoefte aan, en ek wil hê jy moet hoor wat ek vanaand vir jou sê, sy het 'n behoefte aan mense gehad. Al was dit dan nou op eenvolging van mans. Die hartseer is, ek dink ons mis baie keer dat ons wil ons alleenheid met 'n persoon volmaak. Iemand het vir my baie lank terug gesê, jy kan nie 'n fout met 'n fout wil regmaak nie. As Jesus vir haar by die punt vra na water, is haar eerste reaksie om hom weg te stoot met hierdie woorde dat Jode nie met Samaritane gepraat het nie, en mans weer nie met vroue in die openbaar praat nie. Hoe is dit moontlik dat jy nou met my wil kom praat? Dis nie hoe dit werk nie. Maar 'n interessante ding gebeur in Johannes 4. As Jesus vir haar antwoord en begin om God
by haar behoefte uit te bring. En dis die wonderlik, ek wil jou vanaand uitbring by God. Jou behoefte by sy voete neer te kom sit, my behoefte. Ek weet nie wat jou behoefte nie. Ek weet nie, ek dra nie kennis van jou wat aan die ander kant van hierdie gesprek sit. Wat is jou behoefte nie? Maar kyk hier na vers 10, en hy sê, as jy geweet het wat God gee, dan raak sy geïnteresseerd en wil sy by hierdie vreemdeling leer, en sy wil by 'n plek kom dat daai behoeftes bevredig word. Is dit nie so dat ek en jy tog behoefte het en ons elkeen, man en vrou, tog 'n begeerte het dat dit bevredig moet word nie? Maar eers tog toets sy nog 'n laaste keer sy vermoë. En sy sê in vers 12, luister baie mooi wat sê sy, jy is tog nie tot meer in staat as ons voorvader Jakob nie. Sy toets hom weer. Maar soos Jesus haar al hoe dieper inlei in alles wat God haar kan gee, 'n fontein van water, wat in haar binneste kan opborrel, en haar die ewige lewe kan gee, raak sy leerbaar. En ek wil vanaand iets sê, ek kom dit al hoe meer agter, reg oor die land waar ek bedien, hoe meer mense, hoe meer mans, hoe meer vrouens en seuns en dogters 'n honger te kweek, 'n dors te het na God, hoe meer raak hulle teachable, om te sê, Here, meer. Ek soek meer van U. Ek wil meer hoor, ek wil meer ervaar. En ek sien, hier's 'n plek, hier's 'n posisie waar hierdie vroue self vind, met 'n nuuskierigheid, met 'n hongerte en 'n dorste na meer, al wil sy dit nie herken nie, en baie keer is ek en jy maar net dieselfde. En haar leerbaarheid lei tot 'n oorgawe aan Jesus se perspektief op God en die wyse waarop hy aanbid moet word. Is dit nie mooi nie? En as Jesus vir haar sê dat hy Christus is, so, wat 'n voorreg was dit nie, om voor die Messias te kon staan. Wat 'n voorreg om daar te kan staan voor die middelaar, die een wat alles op hom neem. Raak sy 'n getuie wat nie net teruggaan na 'n dorp en die waarheid oor haarself vertel nie, maar nog meer belangrik, Jesus die Christus aan almal daar buitekant gaan voorstel. Sy hardloop al weg met 'n huppel en 'n stap, want hy het aan haar geopenbaar, hy is die Christus, die Messias. Aan haar was hy die eerste een wat hy homself geopenbaar het. Dit is asof die ruimte in haar lewe vir God, jy weet, progressief groter word deur 4 fases. Sy raak leerbaar, sy gee haarself oor aan Jesus, wat sy in die begin eintlik 'n muur om haar gebou het, en sy vertel die waarheid oor haarself. Sy erken dit, en sy hardloop haar weg, en sy raak 'n getuie. En nou moet jy mooi luister, want ons leer ongelooflik baie vanaand uit hierdie verhaal uit Johannes 4 uit, want Jesus sluit aan by haar behoefte en aanvaarding. Haar behoefte om mense in hulle eie reg te kan wees. Haar behoefte om ingesluit te word
in die gemeenskap waar sy bly. En dit bring my by hierdie waar ons tussen mense bly wat God nie ken nie. Mense wat voel hulle Christus verlaat het en verraai het. Sy gaan terug en sy gaan maak 'n verskil. En hierdie week is ons by Paasfees, ons is by Jesus wat die prys betaal het. En ek raak emosioneel, want sy hardloop al weg van hy put af, om vir ander te gaan vertel wat sy ontvang het. Nie net wat sy gesien het, en wat sy gehoor het, en wat sy ervaar, sy hardloop weg om ander voor te berei vir wat kom. En hy bevredig al die behoeftes oor en oor, maar sy leer ook om in 'n oomblik ken. Die een wat haar diepste begeertes na God kan bevredig. Ek wil vanaand vir jou sê, daai diepste begeertes kom bevredig vanaand, waar jy sit, wat jy deurgaan. En God laat water opborrel uit die fontein binne in haar, sodat sy in die dorpie kan getuig van hierdie lewende water wat Jesus bring. Water wat daai dors les. En 'n getuienis maak deure vir Jesus in hy dorp oop. Jou getuienis kan deure oopmaak vir die evangelie in Suid-Afrika, in die land, in die provinsie waar jy bly. En hulle reageer in gasvryheid. Nooi Jesus om vir 'n paar dae oor te bly en raak op hulle beurt as 'n dorp 'n getuienis. Gaan lees dit vanaand. Hierdie is merkwaardig. Ons glo nie meer op grond van wat jy ons vertel het nie, want ons het self nou na hom geluister. Ons het nou self hom gesien. En ons weet dat hy waarlik die verlosser van hierdie wêreld is, volgens vers 42. Wat sê ek vanaand vir jou? Dis 'n betekenis, en dit gee ons diep insig in die geestelike lewe, of kom ek stel dit so, dit gee ons diep insig in hoe die geestelike lewe werk. En ek dink daar's 'n verskil om in die vlees te wandel en in die gees te wandel. Daar's 'n verskil tussen 'n man en 'n vrou wat kerk toe gaan en 'n man en 'n vrou wat vervul is met die gees van God. Mag hierdie jou begeerte word om te sê dat ek wil, Here, ek wil u geniet in elke faset. Van God se kant af sluit hy by die behoefte aan wat hierdie vrou het na aanvaarding, en selfs in die geval van hierdie dorpie. En Jesus nooi haar uit, hy daag haar uit, hy moedig haar aan, vertoef by haar totdat sy reageer op hierdie geskenk wat hy gee. En in hierdie proses kom daar ruimte vir Christus van hom in haar en in hierdie dorpie se lewens. Wat sien ons in hierdie vrou? Leerbaarheid. Ek sien in haar oorgawe. Ek sien in hierdie vrou 'n getuienis. Ek sien in hierdie vrou, sy praat die waarheid, en die mooi van enige vrou is om
die waarheid te kan praat. Vir my is die mooi in 'n vrou om haarself te kan wees, om die waarheid te kan praat, om 'n getuienis te kan wees, oorgawe te kan hê, ek is uitverkoop, en ook te kan sê ek is leerbaar, met 'n hongerte en 'n begeerte na meer van God. 'n Man, ek dink 'n vrou, ek wil vir jou sê Boeta, 'n vrou het 'n begeerte in hierdie dag na 'n man wat leerbaarheid het in hom om te sê ek wil meer hê. Ek wil 'n oorgawe hom dien. Ek wil 'n getuienis wees en ek wil die waarheid praat. Hier is vir my so mooi. Gaan lees dit. En by hierdie dorpie Sigar vind ek gasvryheid en vind ek getuienis. Van hierdie vrou en hierdie dorpie se kant af maak hulle ruimte vir God in hulle lewe deur leerbaar te word, deur hulle oor te gee om deur Jesus om hulle oor te gee aan wat God deur Jesus vir hulle wil wys. Deur eintlik nie stil te bly oor hierdie geskenk van lewende water wat God deur sy gees vir hulle gee. En eintlik kyk ek vanaand hierna en ek besef dat dit eintlik die enigste manier is waar gemeenskap herstel word met God die Vader. Deur gasvry te wees en deur te kan getuig. Deur in hierdie tyd te besef dat ek myself kan oopstel om te sê, Here, ek gaan luister en sensitief wees. Ek gaan hoor en ek gaan getuig. En omdat die dinge so kragtig gewerk het in hierdie mense se lewens, het dit deel geword van hulle geestelike wysheid van die kerk. Iets wat ek en jy kan leer. Hierdie kerk het agtergekom. Mense wat leerbaar word, mense wat hulle self aan God oorgee, 'n Boeta en 'n Sissa wat leerbaar is en wat hulle self oorgee aan God. Mense wat die waarheid begin praat, mense wat gasvry begin leef, is mense wat hierdie lewende water wat God gee, ervaar as 'n fontein wat in hulle binneste begin opborrel. En het die kerk geleer deur die eeue, as jy meer van God in jou lewe wil ervaar, is dit die dinge wat jy as geestelike gewoontes of dissiplines kan aanleer, sodat dit jou gedrag kan bepaal en jy ruimte vir God kan maak in jou lewe. Ek hoop dit maak vir jou sin. Dit wil sê as jy, wat nou luister, leerbaar is, as jy jou oorgee aan God op 'n, nie net een keer 'n maand of een keer 'n week op 'n Sondag nie, maar op 'n daaglikse basis, as jy die waarheid praat, as jy gasvry lewe, dan gee jy God kans om 'n werk te kan doen. En dit is wanneer dinge 'n lewenswyse word.
Ek begeer vanaand dat my lewe sal getuig van 'n leefwyse wat getuig van 'n hongerte en uitspraak van God se woord op 'n markplein. Wat jou lewe regtig vrug begin dra, dat jou behoefte bevredig word, dat jy 'n fontein van lewende water verander word. En eintlik as ek dit met jou deel, dan besef ek, so word 'n mens met jou volle mens wees en met jou spesifieke behoefte ingetrek in God se werk, en kom daar 'n ruimte dat hy jou en my, ons lewens kan transformeer. Hy het hierdie vrou aangeraak. As jy hierdie gedeelte gaan lees, ek het nie baie uitgebrei oor haar by die fontein nie, maar sy was by haar 5de man. Hy sê, Christus sê, daai is jou 5de man en dit is ook nie jou man nie. Hy gee nie om oor haar verlede nie. Die belangrik is dat hy by haar stil staan en haar bedien. Natuurlik is die dieptepunt van al ons begeertes eintlik 'n begeerte na God, maar jy begin op 'n plek waar jy is. En waar jy nou is, moet jy wegspring. Jy moet vanaand daai besluit neem. Soos hierdie vrou by haar stikkende plek van daai verworpinge ervaring. Daai middag by die put, en deur die ruimte wat daar in haar kom vir God se werk, in haar geval deur leerbaarheid en oorgawe. Aan Jesus lei dit haar tot 'n lewe in waarheid en getuienis. En haar diepste begeerte na God word bevredig. En sy ontmoet Jesus. Sy ontmoet hom. Sy gemaak 'n verskil. Dalk sit jy ook by 'n put. Dalk voel jy ook vanaand verwerp, uitgestoot, dalk moontlik as gevolg van foute en verkeerde besluite en sonde. Dalk voel jy soos 'n melaatse vanaand. En Jesus kom staan by hierdie vrou stil en hy sê kom. Hy bring liefde, hy bring genade oor vanaand vir jou en my. En in hierdie tyd wat ons na die Via Dolorosa toe stap, sien ek genade, sien ek bloed aan 'n kruishout wat uitgegiet is vir jou en my. Dis genade. Hy maak plek vir my en jou. Ons moet ophou kyk uit die oogpunt van mense se stok wat hulle ons mee wil slaan. Sien vanaand genade, sien vanaand hoe hy hierdie vrou kom bedien. Ek kan nie, want jy is 'n Jood, ek is 'n Samaritaan, en hy sê vergeet dit, ek wil vir jou voorhou water, as jy dit drink, dat jy nooit weer sal dors hê nie. Dankie vanaand, Here, vir hierdie Boeta en Sissa, en myself ingesluit, dat u genade vir ons is. Dankie dat u vir ons nog 'n kans gee op lewe, 'n kans op die ewige lewe. Dankie vanaand vir die bloed, dankie
vir versoening. Dankie vanaand dat ek weer kan opstaan. Ek kom vir mense soos ek for the week. Net genade. Jy wat moeg is, jy wat oorlaai is, jy wat voel jy is verraai, jy wat voel jy's verloon, jy wat voel jy's opgetrap, jy's weggestoot, jy's uitgestoot, jy is op neergekyk, jy's vanaand depressief en angstig, jy's eensaam en alleen, jy het alles verloor, wil ek vanaand vir jou sê, hierdie is 'n boodskap wat Jesus aan 'n vrou daar by 'n put voorgehou het, wat op 'n ander tyd moes kom water skep het, want sy was te skaam, sy was te bang om tussen ander vrouens by daai put water te skep, want dan sou hulle haar spot, dan sou hulle haar met klippe gegooi het, dan sou hulle haar veroordeel het, maar op die regte tyd ontmoet Jesus met haar by daai put, en Jesus ontmoet vanaand met jou en my. Dit is genade hierdie. Om te kan kom om te sê, ek kan kom net soos ek is. En vanaand sê ek dankie Here vir hierdie man, hierdie vrou wat saam met my in hierdie tyd wat ons as gelowiges Paasfees in gedagte hou en vier, om te weet dit is genade wat U vir my het. Vir hierdie man, hierdie vrou, vir hierdie Boetan Sissa, ten spyte van. Vanaand kom staan ons voor U. Ons erken ons behoefte en ons begeerte vanaand na U. Ek bid dit vanaand vir jou. Nog een ronde in jou lewe. Hou op terugkyk en vat God op sy woord. Hier was vir my vanaand besonders om hierdie net met jou te deel, maar gisteraand sit ek en ek kyk 'n kort video en ek lees hierdie gedeelte vandag en dit praat met my en ek sien Jesus se genade vir 'n vrou ten spyte van wie sy is, ten spyte van 'n kultuur, ten spyte van 'n ras. Ek sien genade, ek sien liefde, ek sien 'n tweede kans en ek sê Here, dankie vir nog 'n kans. Dankie vir weer opstaan. Dankie vir U bloed. Dit is my vanaand lekker gewees om saam met jou te kuier en mag jy een besonderse aand geniet, een besonderse dag geniet. Ek kyk uit om môre Dinsdag weer saam met jou te kuier. Dit was lekker gewees om saam met jou te kuier en be blessed. Dis kosbaar. Ek het vroeër iets opgesit wat ek gesê het, jou omstandighede wat jy tans in is, definieer nie wie jy is nie. En dit wat jy nou in is, dit sê nie, dit wat met jou gebeur het, jou bankrotskap en jou seer en jou siekte, dis wie jy is. Jy's meer as daai siekte, jy's meer as daai bankrotskap, jy's meer as daai val. Jy's meer as dit. En hou dit vanaand in gedagte. Proklameer dit ook so oor jou lewe. Dit is lekker gewees om saam met jou te kuier. Amper skop my tibba in van 9 tot 10 vir nog 'n sessie. Ek kan preek tot môreoggend. Ek kan nog nie preek, ek kan nog steeds net deel aanhou, want hierdie maak my opgewonde van genade, van 'n tweede kans, van liefde, vir my en vir jou. Hou vas aan dit. Soek God, vra God, roep God, volg God, hardloop in sy beloftes, maak dit joune. Lekker gewees om saam jou te kuier en ek glo dat dit met julle goed gaan. Dankie vir elkeen van julle wat vir my bid en vir my gesin en weet dat ek saam met julle bid. Dis die naweek so bevoorreg om saam met mense van Australië en uit Gauteng en oralste van die land saam te kon kuier. En
en net te kon sien hoe mense maak nie saak van waar, maar net ook 'n honger en 'n begeerte het na God. Onthou die naweek is ek in Christiana, en as jy daar is, of in die omgewing is, kom kuier saam Vrydagoggend. Maar voor dan, môre aan, kan nie wag om saam met jou te kuier nie. Lekker gewees om saam met elkeen van julle te kuier. Goedheid en guns. Be blessed. Sien julle môre aan.